My hande hef ek op na u. Ek loof u naam en buig voor u, want u is hier. Goeiemôre, pastoor Wally van Huis van Gebedsbediening. Vandag weer hier met 'n woord wat van die Here kom. Vandag se woord is 'n bietjie 'n ernstige woord en ek wil vir jou vra om regtig ag te slaan op dit. Ek gaan net die titel gee: Het jy die woord? Kom ons hoor wat sê die Here. Johannes 5 vers 24. Voorwaar, ek sê vir julle, wie my woord hoor en hom glo wat my gestuur het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. Julle, hierdie is geweldig krag. Kom ons hoor weer. Hy sê, hy wat my woord hoor, hy wat my woord glo, het die ewige lewe. En dan kom hy en hy sê, en dan so 'n persoon het uit die dood uitgegaan in die lewe. Nou het jy dit gedoen. Het jy die woord van God gehoor? Het jy die woord van God geglo? Onthou, geloof sonder werke is dood. Hy sê dit in die boek van Jakobus. Wys my jou geloof uit jou werke en ek sal jou my geloof uit my werke wys. So die geloof sonder die werke is dood. So ons moet 'n tipe van 'n geloof hê. Ek wil hierdie net verduidelik. 'n Tipe van 'n geloof dat dit wat ons glo, ons voete in beweging, ons gange, ons doen en late laat wees volgens sy woord. Dis die tipe van geloof wat hy hiervan praat. Nie om te sê ek glo nie. Daar moet werke saam met daai tipe van geloof wees. Okay, hy sê, dan het jy die ewige lewe. En jy kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. Nou sê hy in vers 25, voorwaar, ek sê vir julle, daar kom 'n uur, en dit is nou, wanneer die dode, dit is hulle wat dood in sonde is, die stem van die Seun van God sal hoor, en die wat dit gehoor het, sal lewe. Julle, die woord van God is so belangrik. En dit is so belangrik om met 'n ontvanklike hart daarna te luister. Want dan sal dit jou uit die sonde dood uit laat opstaan en laat oorstap in die ewige lewe in. Nou kom hy in vers 39 en hy praat met die fariseërs. Jy sien, daar kan 'n ander tipe mens wees, hy ondersoek die skrifte, maar dis nie met 'n tipe van geloof wat ek nou van gepraat het nie. Hy sê vir hulle, julle ondersoek die skrifte, omdat julle meen dat julle daarin die ewige lewe het, en dit is die wat van my getuig. En julle wil nie na my kom om die lewe te hê nie. Eer neem ek van die mense nie aan nie. Jy sien, hier is 'n baie groot sleutel. Ek neem nie eer van mense aan nie, sê Jesus. Maar ek ken julle, dat julle die liefde van God in julle nie het nie. Vers 44. Hoe kan julle glo wat van mekaar eer aanneem en die eer van die enige God kom? Die eer wat van die enige God kom, soek julle nie. Julle, ek sien dat hier moet 'n egtheid wees en dat deur die woord van God, wanneer ons dit deel van ons harte begin maak en dat dit ons hart oorneem en ons begin daarin lewe en ons glo met werke saam, die vrug wat uit die geloof uitkom, wat uit die hart uitvloei, dan gaan ons uit die dood uit in die lewe in. En dan kom hy in vers 42, nou praat hy met skrifgeleerdes. Nou dit is mense, hulle sal die skrifte en die goed ondersoek en alles, maar daai werklike liefde van die Vader is nie in hulle nie, want hulle dra nie die vrug daarvan nie. Hy sê, maar ek ken julle, dat julle die liefde van God in julle nie het nie. So met hierdie boodskap wil ek vir jou sê,
Hierdie boodskap is vir my uiters belangrik. Hy wat my woord hoor en hom glo wat my gestuur het die ewige lewe. Hy het dit waarlik in sy hart opgeneem en hy wandel daar volgens. Kom ek en jy fokus om dit te doen en laat ons nie 'n ritueel godsdiens, dis Sondagkerk, ons moet nou maar kerk toe gaan nie. Nee, ek kan nie wag dat Sondagoggend aanbreek, dat ek in die teenwoordigheid van God in die huis van God kan kom nie. Ek kan nie wag vir dit nie. As dit in jou begin kom, dan het die woord van God waarlik ingang by jou gevind en lewe het in jou gekom en jy het waarlik uit die dood uit in die lewe ingegaan. Ek kan nie wag om in die bidkamer in te kom nie. Ek kan nie ophou om voor my vriende van Jesus Christus te getuig nie. Die woord van God het ingang by jou gemaak. Julle, die liefde het jou oorgeneem. En jy waarlik vanuit die dood uit in die lewe het jy ingegaan. Amen. Ek hoop hierdie boodskap gaan lê diep in jou hart, sodat ek en jy daarvolgens kan lewe. Liefde, seëning in Jesus se naam. As jy hierdie bediening geniet het en jy wil baie graag nog aanhou dit kry, as jy daar op die skerm kyk, dan gaan jy sien aan jou regterkant, onderkant is daar so wit en rooi knoppietjie wat jy net op kan druk, dan registreer hy jou by ons kanaal en dan elke keer as 'n video opgelaai word, dan gaan hy jou laat weet dat daar nou 'n nuwe video opgekom het. So hoop om julle op die kanaal te sien. Baie liefde en seëning vir julle. Amen.